Ek is Engela Young, stigter en direkteur van die Jonathan Livingston Seagull Center aan die ooste kant van Pretoria, Suid-Afrika. Baie jare gelede het ek na hierdie film gekyk en het dit my totaal geïnspireer. Die filosofie daagter van It's all about perfection and there are no limits. En wat 'n mens sien in elke dag se lewe is dat ons limite op onsself sit, dat ons limite op ander sit. Ek praktiseer al vir die laaste 33 jaar as 'n arbeidsterapeut en glo met my hele hart dat ek nie meer tradisionele, konvensionele arbeidsterapie doen nie. Ek glo dat jy, as jy in praktyk kyk, die teorie en praktyk heeltemal te ver verwyder van mekaar is. En dit is wanneer dan 'n mens dan baie oor see reis, baie navorsing doen, ek's lief vir navorsing en jou eie programme ontwikkel. Omdat ek altyd geweet het daar's 'n leemte in arbeidsterapie, het ek gesoek na antwoorde en gewonder oor die waarde van terapeutiese perdry. Oral oor see waar ek gereis het, het ek hierdie mooi stories gehoor, maar was dit nie regtig kwantifiseerbaar nie en was daar nie regtig wetenskaplike studies wat dit baie goed nagevors het nie. Dit het daartoe gelei dat ek 13 jaar gelede dan die Suid-Afrikaanse Terapeutiese Ry-assosiasie gedoen het, begin het en my doktorale graad daarop gedoen het. En doen ons inderdaad nie net gewone perdry nie. Ek het 'n baie spesifieke program op die perd ontwikkel waar jy aan konsentrasie, geheue, emosies of wat die probleem ook al sou wees, werk. En sien is 'n breë spektrum van pasiënte van voorgeboorte tot dood. In my mening kan bykans enige persoon baat by terapeutiese perdry. Toe ek hierdie twee skakels in my lewe kombineer, het ek baie meer sukses gehad, maar toe was my probleem in die onderwysstelsel waar ons weet die kurrikulum nie werk soos wat dit moet nie. En dit het gemaak dat ons baie jare gelede ons eie privaat skool begin het, waar ons die bestaande kurrikulum gebruik het tot dusver, maar hierdie jaar in 2010 gaan probeer om te verbeter. Ek en mevrou Mariette Passon is die direkteur by Mindworks Academy en ja, ons gaan hier inbring die mediese model. Die skool berus dan op 4 bene en die eerste een is dat leer 'n funksie van die brein is. As 'n mens logies daaroor dink, as die brein die vermoë het om reg op impulse te kan reageer, kan hy enige iets doen en is leer 'n outomatiese proses. Maar net so glo dat elke kind uniek of elke mens uniek en verskillend is. Dan glo dat elke kind onbeperkte potensiaal het en hoor ek nie diagnose soos ADD of ADHD of dysleksie nie. Ek behandel dit wat ek sien en as 'n mens in 'n baie geïntegreerde wyse bemoeienis maak met 'n kind, sien jy dat die sogenaamde diagnoses verdwyn. En dan natuurlik die vierde beentjie, het ons 'n sterk Christelik georiënteerde stelsel. Ons sal nie weier om iemand nie te aanvaar wat 'n Christen is nie, maar kan 'n mens weer mekaar raak as jou basis nie baie veilig en sekuur is nie. Dit het egter die behoefte dat bestaan aan 'n behuisingskomponent, omdat ons kinders van Namibië, kinders van Londen, kinders van die Kaap en ook volwassenes van reg oor die wêreld sien. So die basis en die senter vir my lê dan in die ouer en dit lê vir my in balans. So as 'n mens kyk, vergelyk ek dit altyd met 'n marionet. En Engela, hierdie marionet demonstreer dit vir my so pragtig. Al sou ek die beste arbeidsterapeut in die wêreld wees en ek sou vir Engela behandel, sou dit wees soos om een touwtjie op te neem en sou Engela nie in balans wees nie. Al sou ek die beste perdry in die wêreld, perdryterapeut in die wêreld wees en ek sou briljante perdryterapie doen, gaan my poppie steeds nie in balans wees nie. Al sou ons skool, die Mindworks Academy, die heel beste skool in die wêreld wees en ons sou die heel beste onderwys en baanbrekerswerk daar doen, gaan my poppie nog nie in balans wees nie. So vir my is balans so belangrik. Kinders behoort dan ook weer terug te kom natuur toe. Leer moet lekker word. Leer moet pret wees. Heeldag voor die televisie sit, nee, nie pret nie. Engela moet pret ervaar. Leer moet lekker wees. Ek wil dit ook vergelyk dan met 'n koek. Dikwels wanneer ek onderwysers opneem, verwys ek dit
na 'n sjokoladekoek en noem ek altyd, as 'n mens al die bestanddele van 'n koek sou ingooi in jou kenwood en jy meng dit en jy bak dit in die oond, gaan jy beslis 'n sjokoladekoek kry. Wanneer jy die metode egter beter volg en jy vryf eers die botter in die meel, dan voeg jy die eiers by en dan volg jy dit stap vir stap, gaan jy 'n baie mooier en 'n beter sjokoladekoek kry. Vir my is die fokus in die onderwysstelsel totaal verkeerd. Die fokus behoort nie die kurrikulum te wees nie, maar die kind. En moet die onderwyser onthou dat die akademie maar een slaisie van die koek is. Daarom het ons versnelde leertegnieke waarna ons onderwysers dan oplei en leer hoe om die kind van binne te bemagtig.